50.000 dink, 55, nou, daarom. Nou, ek sê nou vir julle, ek ontdek hierdie week weer in my boek, of my boekrakke, ontdek ek 'n boekie van Don Gousset. Hy was 'n Amerikaanse kapelaan in die weermag van Amerika. Maar 'n geesvervulde kapelaan, ek weet julle sal my nie glo die wat in die army was nie. Maar 'n geesvervulde kapelaan, 'n ou wat regtig die Here ken. Nou as jou oom of iemand nou 'n kapelaan in die weermag was, word kwaad en bid vir hom. Maar in elk geval, maar die punt wat ek wil maak is hierdie oom uit 'n boekie, paar boeke geskryf oor die The Power of Praise. En hy sê hy skryf hoe die Here vir hom wys. En natuurlik sy vrou natuurlik ook vir hom sê, want onthou die Here praat altyd eers met haar. Maar in elk geval, en hy en die Here wys vir hom, hy moet die Here prys, maak nie saak wat is fout nie. Maak nie saak wat nie, hy moet die Here prys. En dan beskryf hy een plek hoe hulle ry na 'n plek toe, né? En hulle sy kar breek. Maar dis nou dis ver van enigiets en enige iemand. En hy het nie onthou, daai tyd het jy nie, hulle het nie eens kredietkaarte toe gehad nie. En hy het nie baie geld by hom nie. En nou kom 'n ou en hy stop en hy sê maar ek kan 'n breakdown stuur. Hy sê maar dit gaan jou, hy sê hoeveel gaan dit kos? Nee, dit is baie meer as wat hy het ensovoorts. En nou sê sy vrou vir hom, maar jy nie net gister gepraat oor Power of Praise nie. Kom ons prys die Here. Hy sê maar hy begin met 'n swaar hart om die Here te prys. En hy skakel en daar gaan hy kar. Hy sê maar hy moes toe nog so 'n paar keer die Here prys om sy bestemming te bereik. Maar hy het baie sulke stories, maar die punt is net die krag om die Here te prys. Dis hoekom die woord praat van 'n sacrifice of praise, né? En dan oor dit selfs wanneer dit nie lekker is nie. Jy sê nie net jy's opgewonde en bly, wat 'n heerlike lente, die winter is verby nie, nee, daai ou liedjie nie. Jy kan sê ons is in die middel van die winter en my kombers is klaar, is weg en my dak is stikkend, maar prys die Here, né? Prys die Here. Ekskuus, ek dink nou aan die koshuis. Maar prys die Here, maak nie saak wat nie. Prys die Here. Ons Here, ek wil vanoggend hê jy moet hoor vanoggend. Ek wil begin deur te sê dat ons Here, ons God, is ons alles. Die Here is ons alles. As jy dit nie besef nie, is dit nogal baie sleg, want dit beteken of enige iemand wat jy ken dit nie besef nie. Jy weet daar's mense in jou lewe, mense wat jy ken, wat dit glad nie besef nie. Want hulle gee die Here geen eer nie. En dit is absoluut verskriklik. Dit is die ergste ding. Dit is die ergste ding. Jy kan liewer 'n bankrower en 'n moordenaar ken wat nog steeds op vrye voet is, as wat jy mense ken wat nie weet die Here is alles nie. Van daardie mens is net soveel soos die bankrower op pad hel toe, hoor julle? Daai mens is net soveel soos die bankrower wat nog op vrye voet is, maar sy geld is ook al op. En nog net soveel in die moeilikheid. Net soveel in die moeilikheid. Ons Here, ons God is ons alles. Ons wil basies twee gedeeltes vandag lees. Romeine 1 vers 16 en 17 en die ander een is, ek sien ek het hier in my ding geskryf Kolossense, maar dit is 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31. Dit is ons twee myn gedeeltes. En vers 31 aan die einde sê die Mirror Bible, hy sê, dit is nou God, He is our claim to fame. He is our claim to fame. Hy is die enigste iets waarop ons kan spog, waaroor ons kan boast, soos die Engelse sê. Die enigste ding waaroor ons kan boast in ons lewe, is dat God in ons lewens is. Hoor julle? En dat ons vir hom lewe. Dis die enigste ding waarop ons regtig kan boast. Regtig waar. Dis ongelukkig wil ek amper sê vir baie mense, want dit wat nou hier gebeur maak hulle opgewonde. Ek wil vir julle sê dit wat nou hier in jou gebeur en wat tot in ewigheid gaan gebeur met jou as die Here vir jou alles is. Dit is 'n rede vir opgewondenheid. Want niks of niemand kan dit wegvat nie. Ons het verlede week het ons begin met 'n paar fun facts, né? Opgewonde feite, né? Vriendelike feite. Soos byvoorbeeld ons het gepraat van Dawid se magtige manne in 1 Kronieke 11. En ons het vertel onder pertinent van Benaja gepraat. Benaja beteken Jahwe bou op. Die Here bou op. God builds up.
En Benaja het ons vertel, hy het 'n leeu doodgemaak, bloediglik, op 'n koue sneeudag binne in 'n put. Die put is klam, die put is glad, die put is koud, en dan is daar nog 'n klein ekstra daar vir Benaja gewees, daar was 'n leeu ook gewees. Maar toe maak hy die put warm en lekkerder, want toe maak hy die leeu dood daar binne, En onder andere, ander ding wat Benaja gedoen het, is Benaja het die Egiptenaar van 2.3 meter, ek het nog gesê, ek het dit min of meer probeer uitwerk, en as ek so staan, die punt van my middelvinger, is Benaja se punt van sy kop gewees. Benaja was 'n redelike groot ou. Ons het nie een rugbyspeler wat 2.3 meter lank is nie, Nou Benaja sou uitgestaan het bo hulle. Ag nie Benaja, die Egiptenaar. Die Egiptenaar was so massive ou, en Benaja het onder andere die Egiptenaar genader, en sy vegspies, wat so dik was soos 'n wewersbalk, sê die Bybel, uit sy handjie uitgeruk, en vir hom sê, sit jy, en hom doodgemaak met sy spies, in elk geval. Nou so bloediglik sal julle sê, het ons verlede week begin, maar hoekom? Omdat ons in 'n baie bloedige geveg bevind. Die vyand vat nie, hy vat nie hostages nie, Hy vat baie keer daar na Hamas, maar omdat hulle net nie na die duiwel luister nie, hy wil hulle moet dit nooit teruggegee het nie. Maar so hulle luister nie eens vir die duiwel nie, maar in elk geval. Maar die vyand vat nie hostages nie. Ons bevind ons in 'n geveg, En ons moet dit hoor vir mekaar sê, maar ons geveg is Efesiërs 6 vers 12 nie teen vlees en bloed nie. Maar bose magte, principalities and powers, Bose geeste in die hemelruim. Ons geveg is die goeie geveg van die geloof. Die duiwel wil aan die een kant wil hê, jy moet fokus op jouself, hy wil jy moet fokus op jou sonde, op alles wat jy verkeerd doen, en hy wil jou oortuig, dat jy sal nooit goed genoeg wees vir God nie. Nou, ons het dit al vir mekaar gesê, hy is heeltemal reg, dit is baie keer die probleem van as iemand teen jou kom, maar hy is reg. Die duiwel is reg, jy sal nooit goed genoeg wees uit jouself nie. Dit is onmoontlik. Die enigste mens wat ooit enigstens kon goed genoeg wees vir God is Jesus homself, toe hy 'n mens hier op aarde was. Hoor julle? As 'n mens hier is niemand goed genoeg uit hulle self nie. Niemand nie, maar Jesus is. Yeshua is. Hy is ons verlosser. Hy is goed genoeg. Daarom moet ek en jy vanoggend opnuut besluit. Ek is 'n gelowige wat my geloof, my vertroue in God plaas en nie op myself plaas nie. Ek plaas my geloof en my vertroue wat toevallig sinonieme is. Met ander woorde, hulle sê basies dieselfde ding. As jy sê ek vertrou daai ou, dan sê jy eintlik ek glo hom. Wat hy ook al sê, gaan ek glo, ek vertrou hom. So dit maak onmiddellik dat jy minder mense vertrou. Maar die punt is dat ek plaas my geloof en my vertroue in God en nie op myself nie. Ek weet, jy sê dit nou nie by 'n werksonderhoud nie, maar ek weet ek is nie volmaak nie. Ek weet ek is nie altyd betroubaar nie. Druk my net hard genoeg in 'n hoekie vas en ek sal enigiets doen om uit te kom, mensgesin. Maar my geveg is om met geen ongeloof, baie belangrik, om met geen ongeloof en met geen twyfel nie, maar met my volle vertroue te glo en te vertrou op wat Jesus klaar vir my gedoen het. My geveg is om te glo en te vertrou, maar 'n groot deel daarvan is om te besluit, ek weier om te twyfel. Ek weier om te twyfel. Ek weier om te twyfel aan wat die Here vir my gedoen het. Ek laat nie ongeloof toe nie. Ek glo. Ek vertrou wat Jesus vir my gedoen het. Wat Jesus klaar vir my bereik het. Dit is wat ek glo. Julle sien, slegs op grond van die verklaring van my geloof, van my vertroue in Jesus, is ek reeds gereinig, ek is heilig en ek is tuis, ek hoort in die teenwoordigheid van God. Dit klink so Hans, as ons in die ou dae gesê het, maar dit is 'n feit, dis die wonderlike goeie nuus. Ek is gereinig en ek is heilig en ek hoort in die teenwoordigheid van God, al het ek nog issues in my lewe. Ek wil so ver gaan om te sê, al sit hier nou 'n ou en hy het 'n massive drankprobleem. En hy lyk of hy nie daaroor kom nie, en wanneer hy nou, julle weet mos as ek gedrink is ek massive stout. Toe ek in die army was, het ons wild gelewe. Ek spog nie daaroor, is maar net 'n feit.
Willer is die wildtuin gewees, daar in die army. En dan het ons gedrink, en dan het ons beklei en goed. Maar ek was een van die ouens wat baie keer die geveg begin het, né? Want hoekom? Want ek was net so stout, ek het droog gemaak, en enige ding gedoen, heeltyd gelag natuurlik, maar dit was eintlik van lagge tot heilig gewees, maar in elk geval, maar die punt is net, al sit hierdie ou en hy's 'n syplap, kom ons noem dit iets ergers, hy's 'n syplap, hy sit hier so, hy's 'n droogmaker, maar as hy sy hart hier vanoggend vir die Here gee, dan sê ons vir hom, jy is nou 'n kind van God, al het jy nog hierdie ding, jy moet nog veg nou, jy moet nou staan teen hierdie ding, en ja, die Here het die vermoë om hom totaal en al te reinig, maar jy, Jesus wat jy nou hier is jy 'n kind van God, jy's geheilig, jy's gereinig, jy hoort in die Here se teenwoordigheid. Al sal ons vir hom sê, maar Jesus, hier klink, hier is al wat, is dit regte wyn in die nagmaal, want ons ruik alkohol. Maar as jy in die hospitaal werk, ruik jy ook baie keer alkohol. Maar die punt is, julle sien, slegs op grond van die verklaring van my geloof, my vertroue in Jesus, is ek gereinig, heilig en welkom in God se teenwoordigheid. Welkom in die Almagtige se teenwoordigheid. Daarom wil ek hê jy moet vanoggend hoor, my fokus, my en jou fokus, is om God te prys, is om hom te aanbid, hom te eer, sy teenwoordigheid te geniet. Want hoekom? Ek reken myself dood vir sonde en lewend vir God. Romeine 6 vers 11. Ek reken myself dood vir die sonde en lewend vir God. Ek kyk met ander woorde na die Here. Ek kyk nie na my issues nie. Ek kyk na die Here. En soos wat ek na hom kyk en op hom fokus, nie om myself reg te ruk nie, sal hy my regruk. Hoe meer en meer gaan ek besef, as ek weer ietsie wil doen wat ek in die verlede gedoen het, ek besef, maar dit hoort nie meer by my nie. Ek behoort nou aan die Here. Ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort nie aan myself nie. Ek het nie meer menseregte nie. Dis in elk geval snert. Menseregte hang net af van wat die ouens dink wat regeer. En dit sal al hoe erger word in die tyd waarin ons leef. Daar's eergister is ou Robinson, Tommy Robinson daar in Engeland toegesluit, omdat hy nie vir die polisie hulle beskou hom as 'n terroris, né, omdat hy vir hulle sê dat hierdie mass immigrants en goed dis nie net verkeerd nie, dis nag, dis om jou land heeltemal te vernietig. En toe sê hulle vir my, moet hulle sy selfoon gee, en hy gee hom toe vir hulle, sê maar jy moet ons die kode gee. Hy sê ek hoef my kode vir julle te gee nie. Julle het geen reg om op my foon te kyk nie. Wat sê aanklag teen hom? Hulle vat hom dadelik, hulle kla hom aan vir terrorisme. Prys die Here, hy gebruik ongelowiges ook, né? En Elon Musk hoor onmiddellik daarvan, en hy stuur van die beste prokureurs wat jy kan kry in Engeland reguit na hom toe, betaal vir dit alles. Hy's uitgekom dadelik. Hoekom? Want hy het niks om op te staan nie. Maar sê nou maar, niemand het hom gehelp nie, maar die Here het hom gehelp. Né? Hy het IM gebruik en hom daar uitgekry. Hy moes bietjie langer wag. Petrus moes die engel het hom sommer wakker gemaak en gesê kom ons loop, né? Maar goed, toe was daar nou nie Elon Musk nie, maar in elk geval. Maar die punt is net, ek wil hê jy moet vanoggend wil jy hoor dat ek het my absolute, ek lewe, ek wil weer sê, ek reken myself dood vir sonde en lewend vir God. Ek lewe nie vir hierdie wêreld nie. Ek is dood vir die wêreldse dinge, maar my lewe is op God gerig. Jy sien, want soos ons verlede week gesê het, Psalm 62 in die Passion Translation, ek het unshakable, ek het onwankelbare geloof van God. Ek het die onwankelbare geloof van God, die geloof van Christus in my, want ek leef met die geloof van God, nie met my geloof nie. Jy moet eintlik as iemand vir jou sê, het jy geloof om dit te doen? Dan moet jy sê, nee ek het nie, want my geloof is, soos Jesus sê, 'n mosterdsaad. Hy selfs al het jy, ek het kleiner as 'n mosterdsaad geloof, maar ek het 'n maat van geloof wat in my geplaas het, presies dieselfde. Billy Graham het nie meer geloof gehad as jy nie. Ek verseker jou, wie sê oomie, ek vergeet nou ouens se name, maar ouens wat groot genesingsbedienings gehad het, wat werklik mense het regtig opgestaan, hè? Smith Wigglesworth het die tannie in haar maag geslaan met 'n tumor, en toe kom die tumor uit, die mense het natuurlik geskree op hom, né? Hulle het gesê, jy's 'n vreedhard, en toe loop die vrou gesonde uit.
Hy het 'n ander babatjie gedrop, sê hulle, of so iets, né? Van die stage af. Die baba was byna dood toe die baba vir hom bring, toe dog hulle nie, hy maak die baba nou dood, toe die baba land, toe is die baba 100% gesond. So ons sal hom nou nie noodwendig uitgenooi het, seker nie, nou, ons het te bang gewees het. Maar sy metodes was nie, maar in elk geval, maar die punt is net, daai ouens het nie meer geloof as jy nie. Hulle het net meer vertroue in die Here gehad. Hulle het gesê, Here, ek vat dit wat ek het met die geloof van God, glo ek. Met die geloof van die Here, sien 'n kans vir Afrika. Sien 'n kans vir waar ook al. Selfs ek wil vir julle sê, ek wil so ver gaan om te sê, al het ek en jy in Engeland gebly, onder Stamer. Al het ons daar gebly. Al het ons in Australië gebly, by daai trietse regering. Dis iets verskrikliks. Maar in elk geval, dan het ons nog steeds geloof gehad. Dan het ons nog steeds geloof gehad. Julle sien, Romeine 1 vers 16. Dis nou een van ons eerste regte verse wat ons nou mik vanoggend, né? Alles voor dit was verniet. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie. Hoor, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Al is daar soveel om my en ek in die verlede soms self nie altyd my evangelie gedeel nie. Was ek skaam vir die evangelie of was ek sommer net bang? Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing, tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Met ander woorde vir die nie-Jood. Ons is die Griek, né? In hierdie stories, ek en jy die Griek. Die evangelie is vir die Jood en die Griek. Die evangelie is vir ons almal, vers 17. Want daarin, in die evangelie, word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, in Habakuk staan dit, die regverdige op grond van geloof sal leef. Op grond van geloof gaan die regverdige leef. Nie op grond van hoeveel kos hy eet in die oggend, in die dag nie, of op grond van hoeveel geld hy in sy rekening het nie. Die regverdige op grond van geloof sal leef. In die Passion Translation, ja, die slegte nuus wat ek nou nie vir jou gegee het nie, of nie die slegte nuus nie, maar die extension van hierdie twee hoofgedeeltes wat ons gaan lees. Ons gaan dit elke keer in die Afrikaans lees, in die Passion Translation en in die Mirror Bible, né? Okay. In die Passion Translation sê vers 16, I refuse to be ashamed of sharing the wonderful message of God's liberating power unleashed in us through Christ. Ek weier om skaam te wees daaroor. For I am thrilled to preach that everyone who believes is saved. The Jew first and then people everywhere. Dis hoe hy die Griek verklaar, né? Nou vers 17, hoor is eintlik die myn vers. Vers 17. This gospel unveils a continual revelation of God's righteousness. Hierdie evangelie openbaar nie konstant my en jou geregtigheid nie. My en jou geregtigheid is so ver as wat reg en geit en wie se geit. Ons geregtigheid is vrot van ons geite. Nee, God se geregtigheid. Die evangelie openbaar God se geregtigheid. Dit gaan baie sterker deurkom vanoggend. A perfect, met ander woorde volmaakte righteousness given to us when we believe. Ons kry die geregtigheid van God, prys die Here. Hy gee ons met sy geloof, gee hy vir ons sy geregtigheid. And it moves us from, en hierdie is so mooi, it moves us from receiving life through faith to the power of living by faith. Hierdie, as ons die geregtigheid van God vat en sê, Here, dankie, ek vat u geregtigheid deur u geloof vanoggend, dan dit beweeg het my daarvan om nie net sonder skaamte ander te vertel van die evangelie of myself te vertel, soos ek altyd vir julle sê. Party mense is selfs so skaam oor die evangelie omdat dit nie in hulle lewens dat hulle dit nooit eens vir hulle self vertel nie. Jy is die belangrikste persoon. Dis hoekom jy moet eintlik 'n groot spieël kry. Of ek kan jou sleutel van die kerk gee, daar in die vroue badkamer is daar so groot spieël. Binne ook, maar daar is hy so groot, né? En dan kan jy daar kom staan en met jouself praat en vir jouself die evangelie vertel. En vir jouself sê die geregtigheid van God is in Christus, is binne in my. Dis binne in my. I am thrilled. 'n Perfekte geregtigheid. Gegee vir my bloot omdat ek net glo.
Ek hoef niks verder te doen nie. Ek glo net. Ek vertrou net op God. And it moves us from receiving life through faith to the power of living by faith. Ek vat dit, ek vat die Here se geregtigheid deur geloof en dan begin ek leef in geloof. Ek vertrou hom in alles. As enige verleiding of wat ek gemors op my pad kom, dan sê ek net sorry. Dan skuif ek dit van my af weg, hoor julle? Ek sê net nee. Nie omdat ek dit reg kry, nie omdat ek kan nie. Nee, omdat God, Christus in my dit doen. Dit is nooit op my nie, dit is nooit op jou nie. Dis alleen wat dit op jou is om te doen wat die Here in jou wil doen. Hoor julle? Dit maak dit soveel makliker. This is what the scripture means when it says we are right with God through life-giving faith. Dit is hoe hy Habakuk 2:4 vertaal. Maar hoor nou die mirror, die spieelbybel, vers 16. I have no shame about sharing the good news of Christ with anyone. The power, rescuing act of God persuades both Jew and Gentile alike. Hoor nou vers 17. Herein lies the secret of the power of the gospel. There is no good news in it until the righteousness of God is revealed. Met ander woorde, as jy vir mense vertel, en ek wil hê jy moet dit regtig nou hoor, en al sit jy net daaroor en dink, al mis jy die res van die preek, ek gee jou nou nie slaap nie, maar selfs as jy slaap, jy weet, dan sit ook alright, miskien is dit al slaap wat jy kry, jy weet, maar rustige slaap, ek het nog maar ek kan lang daaroor praat, maar hoor nou net mooi hierso. There's no good news in the gospel, the good news, until the righteousness of God is revealed. Met ander woorde, as jy die evangelie hoor en jy verklaar, ek glo wat Jesus vir my gedoen het. Ek bely met my mond, Romeine 10:9, dat Jesus die Here is. Dat hy Jahwe is, die Seun van God is. En ek glo met my hart dat God hom uit die dood opgewek het. Dat hy opgestaan het, dat hy nou in die regterhand van die Vader sit. Ek voeg nou baie aan, maar ek sê maar net wat dit beteken. As ek dit bely het, dan is ek 'n kind van God. Maar wanneer word dit 'n werklikheid? As ek dan besef, maar nou, en ek wil jy moet dit hoor vanoggend, ek het nou die geregtigheid van God in Christus binne in my. Met ander woorde, ek is nou geregverdig. Ek hoef nie meer dit of dat of daar nie. Die doop is massief belangrik. Dis hoekom ek het nou die dag weer gedink, ons praat te min oor die doop. En ons praat, jy weet, verstaan julle, ons sê nie genoeg vir mekaar hoe belangrik dit is om gedoop te word as 'n gelowige nie. Om te bevestig, met ander woorde in die openbaar, ek is 'n gelowige van die Here, behoort aan God. Ek het gesterf aan myself, gaan lees Romeine 6, die eerste paar verse. Ek sterf aan myself soos wat ek onder die water gaan en ek kom lewe vir Christus, nie meer vir myself nie. Hoor julle, so belangrik as die doop is, as jy jou hart vir Jesus gee, dan is jy 'n regverdige, al gaan jy direk daarna dood. Nog voordat ek doop jou daar in Nigerië, en die volgende oomblik toe ons tweeetjies nog so in die rivier staan, toe kom Boko Haram om die draai. En met hulle AK's en hulle met hulle 5 ou's bo op agterop hulle Toyota Hilux of Land Cruisers, maar in elk geval, en 'n Land Cruiser is so mooi bakkie, nou is dit die duiwel wat hom gebruik. Maar in elk geval, tot die duiwel weer is 'n goeie bakkie, nou. Maar in elk geval, en dan skiet hy ons in stukke. En die water is rooi en die babers is opgewonde en die katvisse wat dan. Maar hoor jy, dan is jy saam met my in die hemel. Hoekom? Want jy die geregtigheid van God in Christus gevat. Nie jou reg doen nie. Nie eers jou right living noodwendig, dit is die vrug daarvan. Maar as jy geregverdig is, hoort jy in die teenwoordigheid van God. Dit kom van God. So ek wil dit weer sê, there's no good news in it until the righteousness of God is revealed. From faith to faith. Nou hierdie 5 is, die eerste een is from faith. Met ander woorde, vanuit die bron van geloof tot die ontvanger van geloof. Met ander woorde, righteousness is revealed van God af. Hy reveal dit aan my. Hy gee my sy geregtigheid, sy geloof, en dan ontvang ek dit. Daarom het ek die geregtigheid van God in Christus geword, met die geloof van God. Nie van myself nie. Weet jy, dit is soos iemand nooi jou op vakansie, maar jy hoef niks te bring nie.
Inteendeel, wanneer jy opdag by die lughawe, dan sê hy vir jou, Jesus, jy kan nie so saam mee gaan nie. Kom, en hy het 'n tasklere daar, en hy laat jou iets anders aantrek. Gee jou 'n denim, jy weet, in 'n hemp, in elk geval. Trek daai smart klere, wat trek 'n denim aan, man, verbrand, ek gaan nie saam met iemand wat nie 'n denim aan het nie. En hy trek vir jou klere aan, en hy gee vir jou 'n hoedjie, en dan gaan julle twee op vakansie. Hy gee vir jou selfs, jy hoef niks saam te bring nie. Die geld wat jy in jou sak het, sê, gee dit daar vir 'n bedelaar. Sê, nee, kom, ons gaan alles word nou vir jou gedoen. Alles word vir jou gegee, hoor julle. En dan vind jy later uit die vakansie is die vakansie, dis die hele tyd nou. Okay, die slegte nuus is dalk jou familie kry jy dalk ook daar by die vakansie almal. Prys die Here vir almal van ons wat gelowige familie het. Maar hoor julle net wat ek wil sê vir julle. Alles kom van God af. Wat het ons in die begin gesê? Die Here is ons alles. God is ons alles. He's the real deal. Die Engels sê eintlik daai 1 Korintiërs 1:31. He is our claim to fame. Ja, ek het dit nou nog gesê. He is our claim to fame. Hy is ons alles, want hy gee vir ons alles. Ek het sy geregtigheid. Ek het sy geloof. Hy sê from 5 to 5, van sy geloof tot my geloof. The dynamic of a gospel is the revelation. Die dinamiek van die evangelie is hierdie openbaring van God se geloof as die enigste waardevolle basis en die bron van ons geloof. In Engels sê hy, the dynamic of a gospel is the revelation of God's faith as the only valid basis and source of our belief. Here, faith happens. Nie meer my geloof nie. En julle sal sê, maar soveel mense verstaan dit nie. Ek weet, maar dit sal hulle soveel help as hulle dit verstaan. As jy regtig verstaan dat dit Here se geloof is. So wanneer jy val, wanneer jy droog maak, dan gaan lê jy nie plat op die grond, ek is nou moedeloos, ek is nou klaar, ek weet nie of ek kan nie, ek is 'n useless mens. Nee, jy staan dadelik op, want die Here is half en half, lyk my liewer vir useless mense as hoë presteerders, lyk my. As jy so kyk as jy kyk na die ouens wat hy geroep het, hoor julle, die disippels. Die punt is net, is dat ek en jy moet snap, ek het die geregtigheid van God in Christus geword, deur die geloof van die Here, en dit is hoe ek lewe. Nou gaan ek nie op my eie krag aan nie, ek lewe met hom in my, ek doen alles saam met hom, hy doen alles vir my. Jy moet omtrent dit net asemhaal, verbrands. Prys die Here, prys die Here. God's faith as the only, dit is die openbaring, revelation of God's faith, as the only valid basis and source of our belief. Faith happens hierso. En dan haal hy ook nou vir Habakuk aan. Hy sê, the prophets wrote in advance about the fact that God believes that righteousness reveals the life of our design. Ons oorspronklike design, wat Adam en Eva half en al weggegee het, die Here bring dit terug. Hy sê, jy, soos jy hier sit vanoggend, is soos Adam en Eva, ek sê baie bly hulle klere aan, Adam en Eva. En julle sien in Dawid se dramatiese profesie, baie mense weet dit eers nie, maar Psalm 22, is Dawid se dramatiese, profetiese weergawe van die kruisiging van Christus. Dawid het dit self heel moontlik nie geweet nie, hy het net hierdie psalm van die Here gekry, en hoor wat sê hy onder andere, gaan lees bietjie Psalm 22 by die huis, maar vers 28 tot 32 sê, hy sê, almal tot aan die uithoeke van die aarde moet daaraan dink, en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor U in aanbidding buig, want aan die Here, aan Jahwe, behoort die koningskap, en hy heers oor die nasies. 'n Nageslag sal hom dien, hulle sal van my Heer vertel aan die volgende geslag. Hulle sal hom en sy geregtigheid bekend maak, vers 20, hoor nou net hier, is asof dit uit die Nuwe Testament uitkom. Hulle sal hom, God en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. Hy het dit gedoen. Wie is hy? Yeshua het dit gedoen. Jesus het hierdie geregtigheid moontlik gemaak. Hoor julle? Dit is so awesome. Dit is net so groot om te snap dat Dawid wat self op die geregtigheid van die Here staan gemaak het, Psalm 51, Here moet net nie die gees van my wegvat nie.
Hy het geweet, hier's baie meer in. Dis nie net ek wat 'n goeie poet is en hy nou het nie. Nee, hy het geweet, alles wat goed kom uit my, uitkom van die Here af. Hy het dit geweet. En hy skryf van hoe Jesus, God se geregtigheid vir ons gaan kom moontlik maak. Prys die Here. Hulle sien die evangelie. En ek wil jy met my mooi hoor, die evangelie is letterlik die openbaring van God se geregtigheid. Die evangelie, die goeie nuus, Evangelion beteken die goeie nuus, hoe Vader Jesus en Heilige Gees daarin slaag om mense in die regte verhouding met hulle self te bring. Dis wat die evangelie is. Vader Jesus en Heilige Gees kom vat die mens en hy bring ons, hy maak dit moontlik vir ons om in die regte verhouding, righteous relationship met hulle te kan wees. Ek meen, dit is liefde, hoor julle? Dit is so goed as wat hier loop 'n mislike boems in die straat en hy is 'n moeilikheidmaker en hy's gladde bek en hy irriteer jou en hy maak jou moedeloos en die volgende oomblik kry jy hierdie liefde vir hom. En jy vat hom en hy moan en jy sê nee, jy trek hom en jy laai hom in jou kar en jy vat hom huis toe en jy stoot hom deur 'n stort en jy gee vir hom klere en jy gee vir hom kos. Jy sorg vir hom, jy's lief vir hom. Jou familie gaan dink jy's koekoes. Hoor julle? Maar dit is presies wat gebeur, maar prys die Here, Vader, Jesus en Heilige Gees is een. Hulle is 3 in 1. Daarom het nie een van hulle 3 gedink die ander is koekoes nie. En met respek gesê, hoor, ou iemand nou hoor, dan sê hulle sê, hy sê die Here is koekoes. Dis koekoes as jy so dink, maar in elk geval, ek wil nie soos Andrew Womack klinkie, maar jy is koekoes. Ek sal net so iets gesê het. Maar in elk geval, nee, die Here is so lief vir ons. Sy hart is so groot, dat hy spasie vir ons. Hy spasie vir ons. Ek is 110, ek weet nie hoeveel is jy nie, maar hy spasie vir ons in sy hart. Ons praat van kilogramme, né? Hy spasie vir ons. Dit gaan alles, ek wil jy moet hoor hierso, dit gaan nou in ons, waar ons nou in hierdie fantastiese situasie is, na Jesus alles vir ons gedoen het, gaan dit nou oor wat God reg gedoen het. Nie wat Adam verkeerd gedoen het nie. Hoor julle, dit wat Adam en Eva verkeerd gedoen het, dit wat ek en jy verkeerd gedoen het vandat ons gebore is, nou, en wat ook al ons nog vorentoe gaan verkeerd doen. Ek meen, jy stem dalk vir die DA in plaas van 'n Christenparty voor. Ek weet nou nie, maar die punt is dit. Maar wat ook al ons nog doen gaan, maar ek vergewe jou nou al. Maar wat ons ook al gedoen het, doen en nog sal doen. Maak nie saak wat ons verkeerd doen nie. Die punt is, dit gaan oor wat God reg gedoen het. Die goeie nuus openbaar hoe God se geloof, God se geregtigheid, die lewe aan ons, van ons oorspronklike ontwerp, ons het dit nou nog gesê, die Passion Translation het ook gebruik, die oorspronklike ontwerp wat die Here vir ons het, hy verlos dit opnuut, en hy koop ons onskuld, die Here koop ons onskuld terug, hier redeem is, julle het al gehoor die Bybel praat, hier redeemed is, dit kan beteken verlos, bevry, en terugkoop, of om af te koop. As jy in die ou dae slaaf gewas en op grond van jou skuld en nou het jy jou slaaf gemaak, nou kom 'n familielid en sê nee, Jesus, ek het hierdie ou nodig om by my te kom help. Maar nou gaan ek en ek gaan koop hom by daai ou. En ek sê hy's nie meer 'n slaaf nie. So ek koop hom af. Nou ons slawerny in die sonde sê ek vir jou vanoggend is afgekoop. Jy is vrygekoop. Jy is nie 'n slaaf van sonde nie. Jy kan enige ding wat die duiwel op jou pad bring, kan jy oorkom. Maar, ek wil vir jou dadelik sê, moenie daaroor spog nie, want al waaroor ons kan spog, is oor Christus. Ons gaan dit weer nou sê, but he is our claim to fame. We cannot boast. Ons boast in hom, né? Hebreërs 12 vers 1 sê, ons moet die wedloop van geloof hardloop, vers 2, met die oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Dit was van die begin af God se geloof. Hoor julle? Van die begin af was dit die Here se geloof. Ek moet vir die broeders eintlik sê, skuif een op, daar sit 'n engel waar jy nou sit. Maar in elk geval, dit was van die begin af God se geloof.
Paulus verwys na hy verwys na Handelinge 2 vers 4. Die regverdige deur sy geloof, deur God se geloof sal hy lewe. Hierdie sy bedoel nie die regverdige se geloof nie. Hy sê die regverdige deur sy geloof verwys in vorentoe. Deur God se geloof sal die regverdige lewe. Galasiërs 3 vers 13. God het ons vrygekoop, is 'n hele gedeelte oor die vervloeking van die wet. Hy het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, en as nog klomp verse, maar gaan nie almal lees nie. Daarom wil ek vanoggend vir jou iets sê wat jou dalk jou kop gaan smokkel, maar al kan ek jou net aan die dink sit. Deuteronomium 28 is nie meer vir ons. Julle ken Deuteronomium 28. Hy gee so vir 'n klomp verse, gee hy sê nou maar 10 verse of 12 verse, gee hy al die seëninge. As jy reg lewe, as jy na die Here luister, dan is dit die blessings wat in jou lewe gaan kom. En dan gee hy verdubbeld soveel verse, al die vloeke wat op jou gaan kom. Jy gaan bars. Nee, al die goed wat op jou kom. Dit is nie meer ons basis waarvolgens ons lewe nie. Dis nie meer nie. Ons doen nie meer reg omdat ons daai seën maar nie hierdie vloek wil vat nie. Jesus het die vloek vir ons weggevat. Ek sê nie ons kan gaan kyk al die verkeerde dinge wat jy kan doen en jy kan hulle gou doen nie. Nee. Dan is jy net soms plain stupid. Dis nie 'n sondaar nie, jy's te dom om 'n sondaar te wees. Maar nee, ons gaan nie meer op daai vloeke nie. Jy kan nie meer iemand jou wil vervloek, dan sê jy vir hom praat ou maat, drink nie veel water en jou keeltjie gaan droog word voordat dit vir my gaan werk. Yes, in elk geval as ons bid, dan sê ons sny die vloek af. Ons sny, ek en Samuel bid elke dag op grond van ons daar in die pond. We living in a pond. Jy weet, ek voel soos 'n ouger. Jy weet, soos ek Shrek. My skoonseun is Greg, maar dit is Shrek hierdie. Maar in elk geval. En ek voel soos Shrek daar in die pond met die mold. En ons sê dit want mold is 'n kus. En ons sê ons soek nie daai kus nie. Hoor julle? Prys die Here. Die vloek is afgesny. Ons is vrygekoop van die vervloeking van die wet. Daarom Deuteronomium 8 is nie meer ek doen reg of ek doen verkeerd en dis hoe dit werk nie. Nee. Hoor 1 Korintiërs 1:30. Deur wat hy gedoen het, wil ek eintlik sê, deur hom, dis die Afrikaans 2020 vertaling, is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het wat van God kom. Wat is hierdie wysheid, sê ons tussen hakkies? Deur hom is ons in Christus Jesus wat vir ons die wysheid geword het wat van God kom. Wat is hierdie wysheid? Regverdiging, sowel as heiliging en bevryding. Ek en jy is in Christus. Ons ontvang die regverdiging van God, die heiliging van God, die bevryding van die Here ontvang ons. Daarom vers 31. Daarom soos daar geskryf staan, dis 'n aanhaling uit Jeremia 9 vers 23-24. Wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Ons boast in die Here. Wie hom op iets wil beroem, beroem hom slegs op die Here. Hoor wat sê die Mirror Bybel. Ek gaan die Passion Translation hier nou los. Anders raak dit baie lank, jy weet. Maar in 'n geval, die Mirror Bybel sê 1 Korintiërs 1 vers 30, of God's doing. Met ander woorde, dit kom van God of God's doing. Is interessant, in party van die Engelse vertaling sê but God's doing. Nee, daar's nie 'n but hierso nie, né? Of God's doing are we in Christ. He is both the Genesis and the Genius. Hy is met ander woorde beide, Genesis te begin, in die begin. Dis wat die woord Genesis beteken, né? Hy is beide die begin en die genialiteit. Die genius, die genialiteit of our wisdom. A wisdom that reveals what? That reveals how righteous, sanctified and redeemed we already are in him. Ons moes eintlik hierdie vers net 100 keer gelees het vanoggend. En elke keer 'n liedjie gesing het, 'n versie en die Here geprys het. Ons is already redeemed. Ons is reeds verlos. Ons is vrygestel. Hoor julle, in hom, in die Here. Daar waar in die begin van as jy miskien 1 Korintiërs 1:30 nou hou, né?
Of God's doing are we in Christ. Daai of is 'n voorsetsel X. En dis 'n Griekse E met so X, jy weet geluid, né? Die volgende ene. Hy lyk amper soos 'n slangetjie met afval. Daai X of, daai altyd op die begin, die origin, die begin, die oorsprong van iets. Met ander woorde, vanuit God is die oorsprong. Vanuit God is die oorsprong. Daarom moet ons vir mekaar sê, die assosiasie in Jesus is alles God se werk. Ons, die mens. Die mens kan hom alleen met Jesus assosieer op grond van die Here. As sou God, sê nou maar dit sou gebeur. Hulle sê jy moet 'n devil's advocate, nou dit is nooit vir my 'n goeie uitdrukking met afval. En sou die Here en God nie daar wees nie, kan jy nie met Jesus enigstens probeer assosieer nie. Jy kan nie met hom assosieer nie. Elke mens wat sy of haar hart vir Jesus gee, het nie skielik Jesus ontdek nie. Hy het nie God gevind nie. Hy was reeds gevind deur die Gees van God. Die Heilige Gees het klaar met hom gepraat. Hoor julle wat ek sê? Ons baie keer in getuienis, en ek verstaan hoekom mense dit so sien, want dis hoe hy dit sien, vanuit sy oogpunt uit. Dis amper soos 'n klomp krewe wat in 'n pot is en hulle kook. En om een of ander in die ou wat dit doen, se kleintjie begin huil, en hy vat maar enetjie en hy sit die kreef in koue water, dat hy nog bietjie lewe, want hy kry die kind nou jammer. Daai kreef dink, die ander sê, maar hy is goed, daar gaan ons nou, maar hy is goed, daai oukie, hy het vrygekom. Nee, dis God's doing. Hy doen dit. In God se ekonomie, verteenwoordig Jesus ons. Hy is ons verteenwoordiging. Wat die mens nog nooit uit eie dissipline, en ek wil jy moet dit hoor, wat die mens nog nooit uit eie dissipline en met sy eie selfbeheersing, soos wat religie ons leer kon regkry nie. Want religie sê vir jou, jy moet dit so doen en so doen, en dit is op jou om dit so te doen. Dit is op jou om dit so te doen, maar hoe gaan jy dit doen? Jy gaan sê, Here, hier is ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek is 'n slegte perd. Ek kan dit nie doen nie. En die volgende oomblik sê jy net, dankie Jesus. Ek sal u pad loop, maar met u krag, met u genade. En ja, met u vaste wete, ek het altyd u vergifnis en u liefde. Want ek is die geregtigheid, u geregtigheid in Jesus, u seun, u enige gebore seun. Ek doen dit met u krag. Want uit ons eie self, uit ons eie dissipline en selfbeheersing kan ons nie. Wat die mens nog nooit uit eie dissipline en selfbeheersing kon regkry nie, het die geloof van God in Christus vir ons gedoen. God doen dit vir ons. Vanuit, ek wil sê, vanuit sy ontwerp, vanuit sy plan is ons nou in Christus. Vanuit God se plan word ons met hom geassosieer. Selfs in eenheid met hom, een met hom. Ons geregtigheid, ons redding, ons verlossing, ons bevryding, ons totale genesing, en ek verklaar dit in Jesus se naam. Ons totale onskuld is alles in Yeshua. En hy selfde asem sê ons, dankie Jesus dat hy nou hier is. Dankie Here dat Dani vanoggend kon oploop met daai trappe. Prys die Here, prys die Here. Kon oploop met daai trappe. Dankie Here, totale genesing. Efesiërs 1:4 sê jy het jou moontlik nog nooit daarvan gehoor nie, maar daar's 'n vertaling, hulle noem dit the Knox translation. En hy sê, it is from him that we take our origin. Dit is van hom wat ons oorspronklike doel, God se oorspronklike bedoel. Met ander woorde, dit is van God af wat ek en jy vat en sê, Here, ek is soos Adam en Eva, net geskape in die volmaaktheid. Ek is terug daar. Ek is terug daar. Hoekom? Ek het u totale liefde en 100% vergifnis. Daarom wil God met jou en my wandel. Die woord sê daar in Genesis, die Here het ons lei dit af in die laatmiddag en die aand, in die skemer sê party ons, maar in elk geval die Here het met hulle gewandel. Adam het met God gewandel. Nou toevallig sê die Here van Enoch ook wat hy weggevat het. God het Enoch het met God gewandel. Ek en jy kan sê, Here, met u sal ek wandel. Hoekom? Want u het dit vir my gedoen. En dan die goeie nuus, 1 Korintiërs 1:31, sê die midder net
een frase. Hy vertaal die hele vers net een frase. He is our claim to fame. Vader, Jesus, Heilige Gees, ons God, is ons enigste rede om regtig te spog. Om te spog. 100%. Eerste prys by die skou. Hoekom? Want hy het dit vir ons gedoen. Hy het dit vir ons gedoen. En julle sien, dit is presies wat Jeremia bedoel het. En ek hou daarvan dat jy sien, die Ou Testament sê soveel plekke presies dieselfde as die Nuwe Testament. Hoor wat sê Jeremia in Jeremia 9 vers 23 en 24. Hy sê, so sê die Here, 'n wyse moet hom nie op wysheid beroem nie. 'n Magtige moet hom nie op sy krag beroem nie. 'n Ryke moet hom nie op sy rykdom beroem nie. Vers 24. Slegs hierop moet die een wat wil roem hom beroem. Dat hy insig het en my ken. Onthou die Here praat. Dat hy insig het en my ken. Naamlik dat ek Jahwe is, wat troue liefde, gesê troue liefde, reg en geregtigheid handhaaf op aarde. Van daarin vind ek vreugde. Dit is die uitspraak van die Here. Dit is waarin die Here vrede vind, vreugde vind. Dit is waarin sy vreugde lê. Jesaja 62 het ons verlede week aangehaal. Ek dink is vers 4. Ek weet maar ek het baie lelik geskryf hierso. Maar hy sê daar in Psalm 62, hy sê ja, ek dink is vers 4. Hy sê die mense sal nie meer sê verlatene nie. Baie sê dit verwys na Jerusalem. Maar hy praat van Jerusalem soos van 'n vrou. Hy sê die Here sal nie meer sê verlate nie. Hy sal jou nou noem Hepzibah. Die een vir wie die Here liefhet. My welbehae, my vreugde is in haar. Dit is ek en jy. Ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ons aanbid die Almagtige met sy geregtigheid, sy right standing, sy bonatuurlike vermoë om niks verkeerd te doen nie, om reg in sy teenwoordigheid te lewe. Want die goeie nuus, of kry dit nou, ons is in sy teenwoordigheid. Ons is konstant voor die troon van God. Hy sien ons daar. Hy sit op die troon en ek en jy, ons sien ons self of ver weg daarvan. Nee, ons is voor sy troon. Hoor julle, Jesus sê ek is in jou en jy is in my. Fisies gesien, as ons 'n kaart teken, dan is Jesus, soos hy gesê het, aan die regterhand van die Vader. Maar Jesus sê ek is in jou en jy is in my. Ons bevind ons by die troon van God. En op grond van sy goedheid en sy geregtigheid, sy righteousness, sy right standing met homself, dis waar ek en jy is, op grond van sy geloof. Dit sê ek nou vir julle, is bloody goeie nuus. Is dit nie? Dit is goeie nuus. Dit kan nie beter gaan nie. Dit is goeie nuus. Dit is perfekte nuus en Vader, ons kom vat dit vanoggend. Ons kom vat dit in Jesus se naam, Here. Ons kom vat hierdie goeie nuus en ons sê dankie Here. Dankie Here dat U is ons alles. Dankie dat ons claim to fame is U, Here. Ons kom claim to fame is nie oomblikse vreugde as 'n Springbokspan wen of 'n oomblikse vreugde as iets goeds gebeur met ons kinders of wat ook al. Maar Here, ewige vreugde tot in ewigheid. U is ons lewe. Die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom, sê Jeremia 3. Daarom is my vaste hoop op U, Here. U is my lewe, want U is my geregtigheid. Ek bevind my in U teenwoordigheid en ek weet daar is niks op hierdie aarde of in die hemel of waar ook al wat ooit sal gebeur wat my uit U hand sal vat nie. U is lief vir my. Ek is U Hepzibah. Ek is U welbehae. U vind U vreugde in my. En ons loof U daarvoor, Vader. Ons prys U, Here. Dankie, Yeshua. Dankie, Heilige Gees. Ons eer U, Here. Maar dankie, Here, dat ons in dieselfde sin hierdie hele land van ons veral voor U kan kom plaas vanoggend. Met al sy imbeciliteite, al sy stupidheid, al sy gemors, al sy gediefstal, al sy dinge. Plaas hierdie land voor U, Here. Maar ons kom verklaar vanoggend, die vyand sal nie meer
hy sal steel, hy sal dit en dat doen, maar hy sal waaragtig nie meer die waarheid van die evangelie, van die wysheid van God, van die geregtigheid van God van ons steel nie. En ons verklaar dit, Here, ons bid dat 'n predikant in elke kerk in hierdie land van ons, maak nie saak watter Wille Weste storie dit is, of hoe diepe, strenge religie dit is, Here, dat hulle sal u woord lees, dat hulle dit sal raak lees in die woord, dat hulle sal hoor en dit sal oorvertel. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. En ja, ons bid vir ons regering. Ons pad die bloed van Jesus oor hulle. Ons verklaar vanoggend, Here, dat ons sê, ons land sal nie meer, ons regering sal nie meer 'n vervloeking op ons wees nie. Want Here, U het die vloek van ons weggeneem. In die naam van Jesus. Ons prys U, Here. En Here, ons bid vir hierdie stad van ons. Ons bid die bonatuurlike. Ons bid die menslik onmoontlike vanoggend. En ons sê dankie dat ons praat met hom vir wie niks onmoontlik is nie. En ons sê, Here, ons verklaar hierdie BCM sal geseënd wees. Ouens sal hier kom. En ander ouens sal dink hulle is heeltemal van die baan af. Maar hulle sal hier kom, hulle sal op U baan wees. En hulle sal fabrieke begin. Hulle sal besighede begin. Ons sal geseënd wees. Ons verklaar dit in Jesus se naam. Ons loof U, Vader. Dankie, Jesus. Ons eer U naam. Prys U naam. Dankie dat ons hier kan uitloop vanoggend met ons oë en die oë van ons hart op U gerig, Here. Ons oë en ons hele aangesig op U gerig, Here. Ons prys U daarvoor. Die volëinder van ons geloof. Die volëinder van ons geloof. Hebreërs 12 vers 2 in Jesus se naam. Dankie, Here. Ons loof en eer U. Ons vat U genesing. Dankie, Jesus. Ons vat U shalom. Totale vrede, genesing, gesondheid, heelheid, voorsiening, voorspoed. En ons kom vat dit vanoggend in die naam van Jesus. Ja, vir onsself, vir elkeen vir wie ons lief is, vir U kerk in Suid-Afrika. Ons kom vat dit. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Amen. Amen. Prys die Here.